Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons is dankbaar teenoor die Here dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre gaan stilstaan by die tweede deel van hierdie gedagte, my Bybelse resep vir 'n melancholiese temperament. Ek het vir gesê vriende dat die meeste mense maar 'n melancholiese temperament het. Mense wat neerslagtig raak, mense wat weemoedig raak, 'n paranoïes, oorsensitief, hulle self baie keer wil onttrek van mense, selfs baie keer depressief en oorkrities en al hierdie dinge wat deel van ons lewe raak. En het ek vir julle gesê dat die Here my oor jare moes kom leer het en dat die Here die waarheid van sy woord in my hart moes kom inbou het, dinge waaraan die Gees my elke dag herinner, wat ek neergepen het, verse wat ek gememoriseer het, om myself te leer, om Bybels te dink oor my bepaalde situasie, oor my gemoedstoestand en dit wat die Here oor my lewe toeraad. Nou ek het vir julle gister gesê, die eerste ding wat ek neergeskryf het, is dien die Here met blydskap. En u kan gaan luister na die oordenking, wat ek daaronder bedoel het, en die gedagte ook, dat ons voor die Here se aangesig moet kom met gejubel, erken dat die Here God is, en hy het my gemaak, en ek is syne. Ek is nie toevallig hier nie, hy het my hier geplaas, in hierdie bepaalde gemeente, met hierdie bepaalde gemeentelede, in hierdie roeping waarmee hy my geroep het, met mense, goed of sleg, mense wat lief is vir jou of nou jou haat, maak nie saak nie, dis waar die Here jou geplaas het, met 'n bepaalde doel en rede, om sy koninkryk uit te brei en sy naam te verheerlik. Nou vriende, die volgende gedagte, wat ek vir myself daagliks aan herinner, en wat ek vir myself preek, is die gedagte, Gerard, doen alles sonder murmurering en teespraak. Met ander woorde, elke dag, gryp hierdie dag aan, want dit is miskien die laaste dag op hierdie aarde wat God my gee. Daar's nie tyd vir my om te sit en te salk en te huil en te kla, en hierdie een is weg by die gemeente, en daai een het my te nagekom, en hierdie een bel rondom my gemeente om my naam sleg te maak, en hierdie ene het my te nagekom by die golfklub, en hierdie een het voor my ingery vandag, en ek is kwaad, en ek is 'n brombeer, en my vrou en my kinders moet ly daaronder. Nee. Doen alles sonder murmurering. As die Here vir my 'n taak oplê, dan doen ek dit. As mense my in die proses te nakom, of hulle voel dat ek my taak nie reg gedoen het nie, en hulle het hulle monde uit te spoel daaroor, dan gaan ek aan met die werk. Ek raak nie betrokke by al die redenasies en al die debatte wat daar is nie. Ek doen alles sonder murmurering. Here, u het my 'n roeping gegee, ek gaan hierdie roeping ten uitvoer bring. Here, u het my vrou gegee, ek gaan haar lief hê, soos u wil ek moet haar lief hê. Here, u het my kinders gegee, ek gaan hulle versorg, soos u wil ek moet hulle versorg. Here, u het my gemeente gegee, ek gaan hierdie gemeente doen. Here, die werkslas is baie, maar ek vra dat u my genade sal gee om 'n dag op 'n slag te vat. Here, dankie vir my salaris wat ek kry, dankie vir my kar wat ek het, dankie vir my huis wat ek het. Verstaan u die gesindheid, vriende? In plaas van om in hierdie swartgalligheid te verval, vra ek die Here, help my om alles te doen sonder murmurering. Selfs wanneer ek vir my vyande bid, dat ek nie brom sal bid nie, maar Here, ek bid vir hulle soos u vir u vyande gebid het. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Moenie teen die prikkels skop nie. Maak dit die gebed van jou hart. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my net soos u wil. Op u slegs wag ek, nederig en stil. Vriende, die volgende ding wat ek neergeskryf het, is doen alles van harte, asof vir die Here en nie vir mense nie. As jy nie môre opstaan, en jy gaan maak koffie, miskien vir jou man, of miskien vir jou vrou, en jou gesindheid is, man, wie plaas hulle self opstaan, of hulle self kom koffie maak. Vriende, luister, jou gesindheid is nie reg nie, jy doen dit nie vir die Here nie, en dit wat jy eintlik doen, is tot oneer van die Here. Of jy nou koffie maak vir jou man of vrou, of jy nou 'n voedsel maak vir jou gesin, of jy wasgoed was, of jy opstaan om te gaan werk en die verkeer vas te sit, om dan jou dagtaak af te handel, of jy moet gras sny, of jy moet kar was, of wat ook al jy doen, sê die Bybel, doen dit van harte, asof vir die Here. Jy moet eintlik daar staan en sê, my gesindheid vanmôre, wanneer ek hierdie koffie maak, is ek maak dit, asof ek dit vir die Here maak. Ek was hierdie wasgoed, asof ek dit vir die Here was. Ek ry na my werksplek, asof ek vir die Here werk. Ag vriende, in hierdie gesindheid, sal hierdie persoonlikheid, hierdie temperament van my optel en oplig, sodat ek verander tot 'n seën sal wees. Die volgende ding wat die Here my kom herinner het aan, is wees dankbaar in alles, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou vriende, vir my was dit baie moeilik in die bediening. Ek is baie dankbaar oor mense wat die Here lief het en die Here dien en saam met my die pad van die Here stap en saam met my getuie is en lekker saam sing en mekaar ondersteun en vriende, wat vir my moeilik is wanneer mense ewe skielik
weens sonde wat hulle gedoen het, of miskien ongelukkigheid wat hulle harte koester teenoor jou, ewe skielik teen jou draai en jou naam probeer sleg maak. Jou familie se naam probeer deur die modder sleep. En dan begin 'n mens so half kriewelrig raak. En dan wil jy amper nie meer preek nie, en jy wil nie meer jou weet mense vertrou nie, en jy wil nie meer eintlik mense inneem in jou huis nie, want jy dink by jouself, gister en eergister het hierdie een saam met my aan tafel gesit en eet, en nou vervloek hulle my. En ag vriende, die Here het my kom leer, wees dankbaar. Wees dankbaar vir die vyande in jou lewe. Want deur die vyande in jou lewe leer God jou wie hy is. En hoe groot sy genade is om ook vir jou vyande te bid. Wees dankbaar vir die vrou wat jy het. Hou op murmureer oor haar, hou op murmureer oor jou man en jou kinders. Dank God, jy het 'n man, en leef op so 'n manier, dat jy hierdie man of hierdie vrou wat die Here jou gegee het, lief het en doen vir hulle, asof jy dit vir die Here doen. Ag vriende, wees dankbaar oor die werk wat jy het. Dit is miskien nie 'n werk wat jy graag sou wou hê, en ek het onlangs my seun gesê, ons leef nie meer 'n tyd in Suid-Afrika waar jy kan kies wat jy wil doen nie, jy moet maar vat wat jy kry. Maar kom ons doen dit met 'n gesindheid om die Here te verheerlik. Daar's geen mens op aarde wat vir jou kan sê, elke dag as ek opgewonde oor dit wat ek doen nie. Hulle is die uitsondering op die reël. Die meeste van ons dink baie keer by onsself, sal dit nie 'n beter betrekking wees nie, of sal hierdie plek nie 'n beter plek wees nie, maar dankbaarheid leer 'n mens. Om in die môre op te staan en te sê, Here, dankie vir my bed, dankie vir my komberse, dankie vir 'n dak oor my kop, dankie Here vir 'n geldjie in die bank, dankie Here vir 'n kar om mee te ry. Al is die kar 18 of 20 jaar oud, dankie hy ry nog. Here, dankie vir voete om mee te loop, dankie vir skoene aan my voete. En so kan 'n ou begin met 'n dankbare gesindheid, en vriende, die Here verander jou denke, hy verander jou uitkyk op die lewe, hy verander jou optrede deur ander, want dit is 'n Bybelse resep om dankbaar te wees in alles, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ag vriende, die volgende een op my lysie wat ek myself basies daagliks aan herinner is, Gerard, verbly jou altyd in die Here. Jy sal met my saamstem, daar's daar wat 'n mens nie baie rede tot blydskap het nie, maar verbly jou in die Here. Dit kom baie ooreen met die eerste gedagte van dien die Here met blydskap, en tog is daar so 'n bietjie van 'n klemverskywing. Die verbly in die Here, vriende, is om doelgerig my fokus nou van my omstandighede weg te skuif na die Here. Dikwels kyk ons so vas in ons omstandighede, ons kyk so vas in dinge wat met ons gebeur. En hierdie Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Hierdie woordjie altyd beteken nie dat ek uitbundig lag wanneer ek hoor iemand gaan dood in my gemeente of in my kompleks of in die familie nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, dis belaglikheid. Maar dis om hierdie stille, dankbare blydskap in die Here te hê, dat wanneer ek hoor van die afsterwe van iemand, dat ek weet, maar die God wat ek dien, is ook hier in beheer. En hy sal ook dit ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Verbly julle altyd. Die woordjie altyd beteken in elke situasie, in elke omstandigheid, die Here is in beheer, niks gebeur toevallig nie. En ag vriende, die laaste ene wat ek ook uitgedruk het, en hy's net bo my rekenaar vasgeplak, is die vrug van die Gees. Ag, die vrug van die Gees is so belangrik, om elke dag vir die Here te vra, Here, help my, dat ek hierdie vrug sal uitleef. Die vrug van die Gees is liefde en vrede en blydskap en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Here, leer dit vir my. Waar ek tekort skiet, vergewe my. Here, waar ek sondig, reinig my, help my, onderrig my, sodat ek U welbehaaglik kan dien. Vriende, dat is een van twee dinge vanmôre. Jy gaan of deur die lewe gaan as 'n melancholiese persoon wat almal se lewe vir hulle ondraaglik maak. En mag die Here jou daarvan verhoed. Mag die Here jou keer dat jy nie ander mense se lewens verongeluk omdat jy jouself jammer kry in jou situasie nie. Of aan die ander kant kan jy hierdie resep vat en vir die Here vra, Here, dis 'n Bybelse resep. En Here, as ek hierdie resep in my lewe toepas, sal ek veel vrug dra, soos Johannes 15 vir my sê, om U te verheerlik. Ek sluit af met die pragtige Halleluja lied 212. In my Halleluja bundel het ek hier langs aan geskryf, 'n datum geskryf, toe ek ook maar kwaai weemoedig was. Daar staan slegs vertroue elke dag. Moed hou deur die swartste nag. Jesus trou, staan vas in paal, slegs vertroue elke dag. Die koor sê slegs vertroue, sien op Jesus, dit is al. Aan hom vasklem elke dag, slegs vertroue, dit is al. Vers 4 sê slegs vertroue uur na uur, heel my korte lewensduur,
tot ek voor sy troon neerval, slegs vertroue, dit is al. Dis my gebed vir u, dat ons hierdie eenvoudige Bybelse resep sal toepas in ons melancholiese temperament, om te sê, Here, ek is nie toevallig hier nie, maar ek is hier omdat u my hier geplaas het, met 'n Godgegewe taak en roeping, en ek wil dit doen van harte, asof vir u en nie vir mense nie. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.